wil die volgende sê oor vas. I think it's the lost privilege of a relationship with the Lord. Vas is die verlore voordeel, 'n vergete voordeel vir die wat 'n verhouding het met die Here. En ek weet nie hoe jy groot geword het nie, maar ek het nie met vas groot geword nie. Het jy iemand met, en as ek sê vas, dan praat ek nie van hierdie nuwe ding wat baie populêr is, en is nie een baie goed vir jou nie, daai intermittent fasting, and you only eat like a Rice Krispie a day or something, en dan lyk jy soos Thor. I'm not talking about that. Maar het iemand van julle groot geraak met die Bybelse vas, Christelike vas, as kind? Het iemand so groot geword? 1, 2, die meeste van ons het nie, ekskuus tog, so groot geword nie. En soos Marlo sê, dit is regtig iets waarmee, as ek nou eerlik met jou kan wees, waarmee ek 'n bietjie 'n love-hate relationship het, en soms meer hate, want saam met dit kom sulke kopsere, like headaches, ek weet nie of julle dit al gevoel het nie, en jy raak bietjie angry en hangry, en dan voel jy maar, hoe kan dit goed wees? En is eers toe ek tot bekering gekom het, in 2007 se tyd wat ek hierdie Every Nation gemeente gejoin het, wat ek gekonfronteer is met vas, en ek noem dit konfronteer, want dit soos in jou gesig. En ek was bietjie onseker, is dit regtig iets wat ons moet doen, is dit nie net in die Ou Testament nie, en as ek vas baie keer gaan dit vir my meer oor die geveg van wegbly van kos, die weerhouing, as die verhouding met Jesus. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie. As dit meer, jy soek dit meer, jy soek dit meer, jy soek dit meer, en ek vergeet, dit gaan nie noodwendig net oor weerhouing nie. Dit gaan meer oor 'n verhouding as weerhouing. En dis die titel ook van vandag, die verhouding, vas is 'n verhoudingsvoordeel. Ons gaan nou vandag ook sien, dat dit is nie vir verhouding nie, maar is vanuit 'n verhouding. En dit het my gedagtes bietjie geswaai rondom vas. As ons kyk net sommer vir interessantheidsonthaalwe voor ons na die teks toe gaan, wat vas beteken, want baie keer is nie, maak ons vas wat dit nie is nie, en dis alright as jy Facebook vas, social media, maar in die oorspronklike konteks, by the way, ek dink die meeste van ons moet minder op dit wees, reg? Dit doen ons nie, it's not serving us well, dit maak ons angstig, maar as jy kyk na vas op die volgende slide, is 'n werkwoord, so iets wat jy doen, refers to the act of abstaining from food for a period of time, so kan jy sien, kos is redelik betrokke, of nie betrokke by vas nie, abstaining, maar from food for a period of time, often for a religious or spiritual purpose. In die Nuwe Testament, fasting typically associated with prayer, repentance, seeking God's guidance or favor. It's an expression of humility and dependence on God. Dit sit ons net in the ballpark, wat bedoel die Bybel, wat bedoel Jesus as hy praat van vas. En in die Ou Testament sou jy sien, daar's vas oral in die Ou Testament, everywhere. Maar daar's net een vas onder die wet, under the law, een vas, wat die volk moes gehou het, maar as jy verder as dit kyk, gaan jy sien, well, there's this fast, in Daniel, het iemand al gehoor dat Daniel gevas het? Ja, en dan maak ons dit die Daniel vas, en dan eet ons bietjie groente en goed, dis heeltemal fyn, en dan is daar ander bekende ene, die Ezra wat 'n vas roep in Ezra 8, maar as jy verby Maleagi, dis die laaste boek in die Ou Testament, gaan en jy gaan na die eerste boek van die Nuwe Testament, Matteus, dan binne die eerste 4 hoofstukke kom jy agter, wie het nog gevas? Ek wonder of van die kinders weet, ek sien nou min van hulle, maar wie het gevas vroeg in die boek van Matteus? Weet julle? Jesus het gevas. Dit is bietjie anders as wat ek en jy vas, want hy het op 'n spesifieke manier gevas in die woestyn om iets wat in 'n tuin gebeur het te herstel. Maar as jy omblaai na hoofstuk 9, dan kry jy hierdie interessante gesprek tussen die disippels van Johannes en Jesus. En hulle kom na Jesus toe en hulle sê, hoorie, Jesus, net 'n klein dingetjie, ons vas,
as Johannes se disippels. Selfs die fariseërs vas, maar jou disippels, hulle vas nie. What is up with that? En dan sê Jesus vir hulle basies, die byle is, die byle is, die byle is. Dit sal nie sin maak nie. Maar dan sê hy, daar kom 'n tyd, dis in vers 19 van hoofstuk 9, sê daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom weggeneem gaan word. En dan sê hy hierdie woorde, maar dan sal hulle vas. Jesus het aangeneem dat almal wat hom volg, almal wat Jesus se naam verkondig, wanneer hy hemel toe gaan, sal vas. En dit help my kop om so daaroor te dink, dat vas is nie 'n Ou Testamentiese ding net nie. Jesus het gesê, wanneer hy nie is nie, sal hulle vas. Ons sien dit gaan aan in die vroeë kerk, Handelinge 13, vas die kerk saam in die Heilige Gees praat. Sonder vir my Paulus en Barnabas af vir hierdie baie spesifieke doel. Het enige een van julle die behoefte dat die Heilige Gees direk en duidelik met jou praat? Ek wil jou uitnooi om te heroorweeg hoekom ons vas. En dan wil ek jou uitnooi om saam met ons te vas van die 8de tot die 12de van die Heilige Gees praat. En so kom ons kyk na Matteus 6, jy kan jou Bybel oopmaak, want die vraag is, hoekom het Jesus hierdie ding vir ons gegee? Hoekom is daar vas? Hoekom is daar soms weerhouing van kos? Is dit net 'n straf? Kom ons probeer dit verstaan vanoggend. Hoekom het Jesus dit vir ons gesê? So in Matteus 6, vers 16 tot 18, jy kan jou Bybel daar oopmaak, dit is 'n deel wat genoem word en is in die middel van die bergrede, the Sermon on the Mount, een van die beste preke ooit gegee. Jesus gee dit, en die spesifieke deel, ek wil vir jou konteks gee, dat jy verstaan waaroor ons praat Jesus in hoofstuk 6 vers 1, how to live righteously, hoe om 'n koninkrykslewe te lewe in hierdie wêreld, te midde van al die chaos, hoe om anders te lewe. En dan sê hy 3 goed. En onthou dis hoe om jou geregtigheid, your righteousness te express. Nie vir dit nie. Dis nie vir geloof nie. Dis omdat jy geloof het. Dis omdat jy gered het, sê hy 3 goed. Ek wonder wie weet wat dit is. Nommer 1, when you give to the needy, vers 2. Wanneer jy jou barmhartigheid beoefen, sê die Afrikaans. En dan in vers 5, wanneer jy bid, when you pray, when you give to the needy, when you pray. Hy is besig om te praat, hoe kan ons wat gered is, koninkryk lewens lewe. En dan nommer 3, you guessed it, in ons vers, wanneer jy vas. Wanneer jy vrygewig is, wanneer jy bid, wanneer jy vas. Dis al 3 goed wat hy noem. Jesus vas, saam met gebed op daai level, saam met vrygewigheid op daai level, is dit waar ons dit sit. Saam met gebed, is jy so ernstig, is ek so ernstig oor vas, soos ek oor gebed is, oor vrygewigheid, dan hier is ons verse wat ons gaan saam lees. Kom ons lees vanaf vers 16, net 3 verse. Wanneer jy vas, moenie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte. Kinders, het julle al gemaak of julle baie seer kry? Wat doen jy as jy maak of jy baie seer kry? Wat doen jy met jou gesig? As jy wil hê mamma moet aandag gee, wat doen jy? Kyk, wat doen jy? Oh, 'n muur het teen my vasgeloop, 'n klein muurtjie. Oh, dis wat hulle gedoen het. Hulle trek hulle gesigte sodat die mense kan. Dan sê Jesus, amen. Dan sê Jesus, amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig, sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in die verborgenheid, dit beteken in secret, in die geheim, waar ons hom nie sien nie, is laat sien dat jy vas. Hy wil net hê, jou vas moet net gerig wees op God, dis al wat hy sê. En jou Vader wat in die verborgenheid of in die geheim sien, God sien als,
Laat kom by die beloning, laat kom by die beloning, laat kom by die beloning later. En gewoonlik wil ons eers nou, maar wat is in dit vir my? Wat is die beloning? Ons sal daarby kom. Maar die eerste idee wat ek by jou wil los uit die skrif, is dat 'n vas, die Christen vas, is nie vir 'n verhouding met God nie. Dis nie vir 'n verhouding wat ek nou neersak en my gesig trek en sê, kyk hoe ernstig is ek oor jou God nie. Ek los my kos. Vader, gee vir my geloofspunte, verhoudingspunte, omdat ek so ernstig is oor vas, oor jou. Dis wat die fariseërs gedink het ten minste. En daarom het hulle dit voor mense gedoen en hulle gesigte getrek en gemaak of dit so erg is. En hulle word genoem skynheilig. Skynheilig beteken 'n stage actor. 'n Hypocriet. Iemand wat die regte goed doen vir die verkeerde redes. Maak geen fout. Elkeen van ons het die potensiaal om so te vas, om so te leef. Ons doen die regte goed vir die verkeerde redes. En hoekom het die fariseërs dit gedoen? Hulle wil graag gehad het dat wie hulle moet sien? Die mense. En wat het hulle verwag gaan die mense vir hulle sê? Hoor jy, hierdie ou is regtig. Ja, hy's ernstig oor die Here, hoor. Kan julle sien hoe ernstig hy los 2 keer 'n week sy kos, dis hoeveel hulle sou gevas het. Wat sê God oor so 'n vas? Wat nie gerig is op hom nie, maar gerig is op iemand waarvoor jy iets kan kry, vir punte. Hy sê, moenie so vas nie. Moenie dit doen nie. Hulle het hulle volle beloning gekry. Wat is die volle beloning? Meaning, daar's niks wat nog kom nie. Alles is klaar vir hulle gegee. Wat is dit? Iemand gaan vir hulle monopoly geld gee. Iemand gaan vir hulle verhoudingspunte gee en sê, well done, yes, jy is ernstig oor die Here. Maar hulle is nie. Dis al beloning wat daar is. Die volle beloning is gekry, die betaling is gegee, daar's 'n transaksie gedoen, ek het gemaak of ek ernstig, ek is nie ernstig nie, en almal sê, wow, jy is so ernstig. Monopoly verhoudingspunte, dit tel niks nie. Dis vir niks. Die vraag is, hoekom is dit in ons almal, my en Kluis, hoekom doen ons sulke goed? Hoekom wil ons verhoudingspunte hê by God nommer 1? Hoekom wil ons vir punte werk by ander mense? Het jy al daaroor gedink? Wat is dit in ons wat maak dat ons sulke goed doen? Ek dink eerstens, dui dit moontlik op die afwesigheid, the lack of 'n verhouding met die Vader. En nou wil ek dit hê, ek wil dit doen, ek wil werk vir dit, want ek het dit nie. Tweedens, dink ek dit kan wees, daar is 'n misverstaan van die kruis, wat Jesus vir ons als gedoen het, en as God die Vader deur Jesus na ons kyk, dan sê hy die volgende, ek het jou lief, daar's geen veroordeling in jou nie, vir jou nie, jy is veilig, jy is skoon. En as ons nie dit besef nie, dan gaan ons soos Donkie en Shrek, het julle dit al gekyk? Toe hulle die prinses wil gaan haal, wat het hy gedoen? Ken iemand die pad? En wat doen Donkie? Hy sê, pick me, pick me, pick me. Dis wat ons soms doen met die Here. Here, sien U my, kyk hoe ernstig is ek. Ek los my kos, ek los TV, ek los wat ook al. Dit vloei vanuit ons insecurities, waar ons sekuriteit wil gaan soek, deur dit wat ons doen, en dit is 'n misverstaan van die kruis. Dit beteken, dis wat Jesus gedoen het, en wat ek dan nou doen by my vas, wat vir my punte gee by God. En die Here sê, man, moenie so vas nie, hulle kry hulle volle beloning, en dit is nie so groot beloning nie, dis monopoly belonings. Hulle het reeds, ek wil jou wys op die maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig, dit beteken, gaan aan met jou lewe. Doen wat jy doen, ek sê nie, jy moet nou gaan oefen soos jy oefen nie, jy moet rustiger wees, want jy gaan nie soveel energie hê nie, maar moenie die heeltyd post op jou social media, ek vas weer vandag, #seeking the Lord. Moenie
Julle weet hoe praat ons? As iemand vir jou, hey, wil jy 'n bietjie water of koeldrank hê? Nee, ek vas mos. Ek vas mos, het julle gesien hoe doen ons dit? Dis dieselfde ding, ons vis vir 'n beloning. Wow, jy's ernstig. Nee, ons was mos in henties die vakansie. Pas op vir julle. Moenie so praat met ons wat nie by henties was nie. Moet ons niks vertel nie, ons het mos baie vis gevang. Moenie dit eers vir ons sê nie. Maar soms doen ons dit, omdat ons onseker is, so hier's wat die skrif sê, wanneer julle vas, Marshall, daar's een wat ek sulke sirkeltjies omgetrek het. So ek dink dis maklik om die subtle shift in Jesus se woorde te mis in die teks. Kyk gou daar, wanneer julle vas, en dan sit heeltyd meervoud, hulle, julle. En dan sê hy maar, wanneer jy, sien jy die shift? It's collective, it's klomp, en nou is dit singular, wanneer jy vas. So imagine die scene, Jesus op die voet van 'n berg, hier's hierdie skares om hom en hy praat soos dit. Hy kyk vir die skare, hy sê wanneer julle vas, wanneer hulle vas, wanneer julle vas, en dan gaan hy so, wanneer jy vas. Imagine die Here Jesus sê dit vir jou en hy kyk jou so in die oë terwyl hy dit sê, persoonlik. Wat gaan hier binne gebeur? Wow, ek is seker, omdat Jesus face to face met my praat, gaan ek 'n verandering beleef hier binne my. Want ek sien die ernstigheid in sy gesig, ek sien die liefde in sy gesig, en hy sê, wanneer jy vas, daar gaan 'n persoonlike oortuiging in ons kom as Jesus so met ons praat. En vir een of ander rede dink ons, Jesus praat nie meer so met ons nie. Wanneer jy vas, wat in hierdie teks staan, is net so met dieselfde persoonlikheid, met dieselfde intimiteit word aan elkeen van ons gerig, wanneer jy vas. Dis asof Jesus voor jou staan, want hy is die woord wat mens geword het. En hy sê dit deur die woord met dieselfde godheid vir ons vandag, wanneer jy vas. En in fact, 'n persoonlike oortuiging is wat vir jou gaan flip, of jy gaan vas of nie. Is jy deel van die crowds, hy, wanneer jy vas, of het jy 'n persoonlike oortuiging? Jesus sê vir my, wanneer jy vas. Dis die definisie van 'n disipel. As jy in ons one-to-one boekie lees, dis iemand wat Jesus volg. Dis iemand wat op grond van persoonlike oortuiging van wie Jesus is, grounded in biblical truth, gegrond in Bybelse waarhede, hom volg en dit dupliseer in ander, persoonlike oortuiging. Dis wat Jesus in hierdie oomblik doen in ons harte, wanneer hy sê, wanneer jy vas, salf jou kop met olie, was jou gesig, soos ek gesê het, dit gaan aan, en dan sê hy hierdie volgende woorde. En die vraag is, as jy sou vas, en ek hoop jy doen, waantoe wys jou vas? Is dit gerig op mense? Of is dit gerig op die Vader? Want onthou, vas is nie vir 'n verhouding nie. Dit is omdat jy 'n verhouding het met die Vader. Sê hy, nou vas. En ons gaan nou by die beloning uitkom, wat jy dalk wonder wat dit is. Wanneer jy vas sodat net, staan daar die Vader, staan daar 'n Vader, of staan daar jou Vader? As jy in jou Bybel sou kyk, sal jy sien daar staan, sodat jou Vader, nie julle Vader, hy is 'n julle Vader, maar is hy jou Vader? Kan jy sien die persoonlikheid wat daar uitkom, wanneer jy vas? En Jesus kies hierdie een woord, en hy gebruik verhoudingstaal. Jou Vader. Pater is die Grieks. Dis 'n baie persoonlike term. Dit impliseer verhouding. So volg saam in jou Bybel. Sommige mense noem vas geestelike dissiplines. Het jy dit al gehoor? Het jy al van die woord gehoor, geestelike dissiplines? Dis nie vir verhouding nie, dis vanuit verhouding. Dis dinge soos onder andere vas, soos finansiële vrygewigheid.
dis bid, dis diensbaarheid aan die Here, dit is gemeenskaplike byeenkomste, al hierdie dinge is nie vir verhouding nie, maar dit kom vanuit verhouding, en daarom noem sommige mense dit geestelike dissiplines, en dis alright, want jy gaan dissipline nodig hê vir dit, maar ek wil saamstem, saam met iemand wat ek gelees het, ek lees dit vir jou, hy sê, given the goal, they might be better called relational habits. Verhoudings, gewoontes. Techniek hardly matters. Vrouens, onthou jy toe jou man jou gevra het om met jou te trou? You remember that moment? Like techniek hardly matters, want ons kry dit nooit reg nie. Eendag sal ek vir julle onsin vertel. Ek dink ek het al, het was so bietjie, die techniek was bietjie lacking, but it worked. So techniek hardly matters, they are simply ways to practically engage with God. Dis wat vas is. En ek wil vir jou 'n stukkie lees uit 'n baie interessante boek wat ek gelees het, wat dit vir ons 'n bietjie meer duidelik maak, relational habits, wat dit is. En hy praat van John en Mary, dink ek, en hulle het nou al so 'n bietjie op social media gepraat, en John het nou al sy moed bymekaar geskraap, hy wil haar nou uitvra op 'n date. En dan sit hy, kyk na John se aksies, en langs dit sit hy 'n relational habit, 'n spiritual habit. Kom ek lees dit vir jou. John calls Mary, asking if she is free Friday night for dinner and a walk on the beach. Ons noem dit petition. Here, ek wil by U wees. Here, hoor my roepstem. Here, ek wil U sien. She cheerfully accepts, and he tells her how happy that makes him. Gratitude. Ons het so begin bid vanoggend. Thursday comes, and he texts her, describing how he is looking forward to tomorrow. Journaling. So wanneer jy woord lees, journal. When Friday finally arrives, he takes a long shower. Wie weet wat dit is? Baptism. Ek gaan hom ontmoet, ek het hom ontmoet, and he's so nervous and excited, he can't eat all day. Fasting. Finally, he pulls up to her home, warmly greets her with a bouquet of flowers and drives her to the restaurant. Service. After they order dinner, he asks her to tell him about herself. Bible study. And listens intently. Meditation. She then asks him about him, and he talks about everything from his life story to his future dreams. Prayer. After they enjoy a beautiful prepared meal together, that's called communion, he gladly pays for the meal, that's called tithing, and they go for a walk to watch the sunset. Solitude, jy en God. During the conversation, he describes some insecurities, confession, and tells her about his feelings towards her. That's called worship. After a wonderful evening, he can hardly wait to tell his family and friends about how great she is. That is corporate worship. Kan jy sien wat is relational habits? Dis omdat daar daai koneksie is wat ons hierdie goed doen. En hy sluit af, God invites us into a lifestyle of walking intimately with him. Dis wat dit is. Dis wat vas vir ons doen. Dis die beloning. And relational habits draw us close to God. The warmth of his presence can't help but soften our hearts. Vas is nie vir 'n verhouding nie. Dis omdat jy 'n verhouding het en jy wil nader aan hierdie God kom. Jy wil hom meer sien. It's a relational habit en daarom is dit nie net weerhouing van iets nie, maar die primêre doel is om vanuit hierdie verhouding die Here verder te beleef. En dan staan daar die deel waarvoor jy gewag het. En die Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. There is a reward. Dis nie ek wat dit sê nie, dis Jesus self wat sê daar is 'n reward. En ek wil eers net vir jou ietsie sê oor daai woordjie volle beloning wat ons by die Fariseërs geleer het. En hierdie woordjie wat Jesus sê beloning, dit is twee verskillende woorde. In die Afrikaans is dit beloning en een is vol en die ander nie. Dis twee heeltemal verskillende Griekse woorde. Die Fariseërs,
Dit praat van 'n transaksie. Ek doen iets, ek kill jou, ek kry iets. Hierdie een praat van dit het te doen met die source, die oorsprong van waaraf die beloning kom. Dit het minder te doen met die beloning, meer te doen met die beloner. Dis waar vanaf hierdie vas kom. En dit is dan belangrik om te onthou, God is 'n goeie God wat goeie geskenke gee vir sy kinders. Het jy dit al gehoor? Vas is dit. Vas is 'n voordeel wat God gee aan sy kinders vir meer van hom. Wat as, en ons sluit hiermee af, wat as die grootste beloning van vas is, dat jou Vader jou sien? Het jy gesien daar staan? Jy moet so vas, dat jou Vader in jou hemel, net hy moet dit sien. Wat as dit die grootste beloning is van vas? Is net dat jy kom agter, hy sien jou. Ons was vir 'n paar dae in die Kalahari op die plaas, en ek weet nie of jy weet hoe lyk dit daar nie, dis sulke rooi sand. En as jy 'n kind wil besig hou, 'n hoop sand, 'n rooi sand. En hierdie kinders van ons het heavy ure spandeer aan plaas speel in hierdie sand. En het jy al iets ernstiger gesien as 'n kind wat speel? Nee, dit raak ernstig. En die neefies kom te naby aan hulle plaas, en nou is daar 'n pad wat hierdeur wil gebou word, en dan is daar 'n bekleierery, want jy kan nie net die pad, en julle moet nie soveel diere hê nie, dis ernstig. Dis in die woestyn. En ons kleinste dogtertjie, sy het die hardste gespeel, op haar eie. En iewers kom sy agter, nou is sy alleen. Sy is alleen besig om plaas te speel. En sy kyk om haar, en daar's iemand wat sy nie ken nie, en sy raak 'n bietjie bang. En sy kom roep my in die huis en sê, "Pappa, ek wil gaan buite speel, jy moet nie daar sit en vir my kyk." Dis al. Jy moet nie daar sit en vir my kyk, dan voel ek veilig. Dan voel ek kan aangaan in hierdie woestyn, solank ek weet, jy sien my. Wat as dit die grootste voordeel van vas is? Dat ons net weer goed neersit, wat maak dat ons vergeet, hy sien die heeltyd. Maar laat ons net weer oomblikke het waar ons stop in ons lewe, waar ons onthou, man, hy sien my. En hier's die cherry op die koek. Elke nou en dan het Emma opgekyk, sy speel en kyk op. Is ek nog daar? En sy hou amper nie op met wat sy doen nie op die sand nie, maar is net, is ek nog daar? En dit motiveer haar om ten spyte van die droogte, ten spyte van die hitte, ten spyte van die gevaar, wat nie regtig 'n gevaar is, enigstens nie, maar in haar kop was dit, kan sy aangaan in hierdie woestyn. Is dit nie die lewe nie? Are we not all in a desert, just making it through? But the Lord is the one that sees. In fact, one of his names, El Roi, the God who sees. En hier is vir my die kersie op die koek. Elke nou en dan het ek begin hierdie doen met haar. As sy kyk, maak ek so. Of wat ook al. En dit doen iets aan haar. Sy gaan so. En sy gaan aan. Dit doen iets aan haar. Hier is die ding. As jy vas en jou beloning is die Vader sien jou, en dis al, jy wil net hê, hy moet jou sien en jy moet hom sien. As jy dit doen, dan sien jy nie net dat hy sien nie, maar jy sien hoe hy jou sien. Hy goes is, I love you, jy's veilig. En dan hoef ons nie fake te gaan vas, om belonings te gaan soek by ander mense wat vir ons monopoly geldjies gee. Jy's ernstig oor die Here. Wow, jy's 'n wonderlike Christen, maar jy is nie. Dan hoef ons nie meer dit te doen nie, want die Vader gaan oor jou so. Jesus, ek's lief vir jou. Jy's veilig. Well done. Ja, en as jy die Vader so sien, gaan jy verby 'n vas, in jou vas verby die wortels
van jou sonde loop. Jy gaan sulke tye hê waar jy die Vader sien en hy gou soos, kyk gou af. Kyk gou die hoogmoed. Kyk gou die gewoonte sonde. En hy gaan vir jou sê, man, ek kan dit wegvat. Jy gaan verby daai goed stap. En omdat jy hom sien en sien, hy sien jou en sien, hy sien selfs jou sonde, maar hy sê nog steeds, I love you. Jy's myne. Gaan jy nie net verby dit stap nie, jy gaan pause en jy gaan daai ster van hom sien van liefde en jy gaan sê, Here, ek wil nie hierdie in my lewe hê nie. Want ek weet dit maak U nie tevrede nie. Here, vergewe my, vat dit weg. Fasting will be about repentance. Maar dit gaan wees omdat jy hom sien. En sien hoe hy jou sien, ten spyte dat hy alles sien, gaan jy dit voor hom begin sit. Man, Jesus het so 'n oomblik gehad, net in Matteus 4, na sy vas, nadat sien ons hy word, daar's 'n doop, en die oomblik toe hy uit die water kom daar 'n stem uit die hemel, die Vader, wat die volgende sê, hierdie is my seun, my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Hy het nog niks gedoen nie. Hy het nog geen genesings gedoen nie, nog nie gepreek nie. Hy het niks gedoen om dit te verdien nie. Die Here is, God gee dit vir hom. Ek is lief vir jou. Jy's my seun, ek is tevrede met jou. Ons het sulke oomblikke nodig in die woestyn. Anders dan gaan jy begin werk vir dit. Jy gaan begin vis vir belonings. Ons het nodig, in feite, dis wat ons onderhou, is 'n Vader in die hemel wat vir ons sê, jy's myne. Vir jou is ek lief, jy's veilig. Dit verander jou hele lewe. Omdat jy daai sien, omdat jy daai weet vanuit verhouding, ewe skielik is jy anders te vrygewig. Ewe skielik is jy nie tevrede met die sonde in jou lewe nie. Ewe skielik is daar net, Here, ek wil U meer sien en ek weet sonde bring skeiding. Ek wil dit voor U sit. Here, help my, vat dit weg. Wat is die grootste beloning van vas is? Bloot die Vader sien jou en jy sien hoe die Vader jou sien. En dit verander jou hele lewe. Vas is nie vir 'n verhouding nie. Dis nie vir 'n verhouding nie. Dis vanuit 'n verhouding. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U getrou is. Here, dankie dat U ons red. Dankie dat U 'n verhoudingsgod is. Dat U ons nie net hier op aarde los nie, maar dat U alles sien. U sien ons sonde, U sien ons bekommernisse, selfs oor hierdie nuwe jaar. Lord, you know our worries, our stresses, our anxieties, our fears. En U kyk af op ons, en U is nie angstig nie. Is hy jou Vader? Is He your Father? Vat 'n oomblik en bedink dit. Is hy jou Vader? Is He your Father? Close your eyes, ask the Lord that question. Here, is U my Vader? As hy sê ja, dan vra jy net van Vader, hoe sien U my? Want partykeer sien ek my nie soos U my sien nie. I don't see myself the way you see me. En dan act ek uit daai insecurities uit. Like just ask the Lord, Here, how do you see me? Because you see me. En die Here skyn lig in plekke in, waar ons insecurities het oor onsself. En hy sê net, ek is lief vir jou, jy is myne, jy hoef nie te werk vir 'n verhouding met my nie. Jesus het dit gedoen. Jy kan dit geniet, jy kan vanuit 'n verhouding leef. Ons maak ons oë toe, en as jy onseker is, dat hierdie vraag van, is hy jou Vader? Is he your Father? If you are unsure, maybe the Lord is pulling you close and say, I want to be your Father. Ek wil jou Vader wees. En as jy onseker is, of hy jou Vader is, wil jy nie net vir my kyk nie. Just lock eyes with me so that I can pray with you.
If you're unsure that He is your Father, you feel like He's not, just lock eyes, ek wil saam met jou bid. Nou Here, dankie dat U liefde is en dat U getrou is, Here, en dat U mense red en dat U ook nou in harte inbeweeg. Vader, help ons om te vas hierdie week bloot net gerig op U. En wys Uself vir ons en verander ons in Jesus naam. Amen. Prakties sluit ek af en ek sê, onthou, ons het so vas boekie, daar buite is te koop, daar's 'n app wat jy kan download. Hier is die bemoediging. Get a prayer partner. Sê vir iemand waarvoor jy die Here vertrou. Daar's 'n plekkie vir dit in jou boek. Vas saam. Daar's 'n dag 0, meaning Dinsdag aand kan jy begin lees. Woensdag kom ons by mekaar hier so 18:30, 6:30. Kom ons hier by mekaar en ons gaan die fokus is bid. Meeste skole het nog nie begin nie. Bring die kinders saam. Maak erns met dit. Om nie net reg te kom vir die jaar nie. Ek haat dit om te vas. Ek love die resultate van 'n vas. Ek was nog nooit nie reg vir 'n jaar na vas nie. Toen ek vir jou uitnooi om dit te kom deel en saam met die familie te kom bid, is bloot relational habits. As jy enige vrae het oor die vas, oor die materiaal, asseblief, ons gaan nog hier voor staan, ek en Marshall, Gerard gaan ook hier staan, kom vra ons, as jy onseker is van die app, ons wil jou graag help om dit reg te doen. Mag jy lekker kuier, mag dit nog een keer lekker reën vandag, daar's lekker koffie daar buite, en sap, kuier nog so 'n bietjie saam, ek is seker, jy hoef nie iewers heen te hardloop nie. Ons sien jou ook weer volgende week, wanneer ons saam vas van Woensdag af. Kyk ook ons Facebook page, daar gaan gedurig videoetjies deurkom wat jy kan saam volg. Dankie julle, mag jy 'n lekker dag hê.